As jy net een episode luister hierdie een. Ek weet ek sê dit van elke episode, maar dit voel vir my elke episode raak net beter. Alhoewel, that being said, die mense was nog heeltyd amazing. Miskien vind ek maar net die flow met, miskien die sound is dink ek, die sound is heel wat beter. En elkeen is special op sy eie manier. Die eerste was ook super special. Ja, elkeen is amazing op sy eie manier. Ek wil maar net sê, baie welkom by So Loop Maar die Lewe en So, nog 'n episode uit die Johannesburgse kantoor. Ek het die kamer hier omskep in 'n in 'n podcast-friendly omgewing. Net random materiaal goed daarop gesit en dit lyk nou soos 'n So Loop Maar podcast vibe. Met allerlei random stuff en sodat dit kan klink soos die firma waar ons opneem by Neil hulle se kantore in die Kaap. In geval, weer eens no disrespect to vorige gaste. Hulle was almal amazing en special. Ek dink ek begin maar net my gemak vind in terme van die sound en in terme van besef dat is nie noodwendig 'n vraag en antwoord sessie nie. Dis 'n connection session. En dis wat die vorige stalk ook was. Ek dink net vandag sin is iets heeltemal anders, want ons het vir Andre Velds vandag. Andre Velds is tans 'n film director. Hy was op 'n stadium 'n personal trainer. Hy het in Londen gewoon, hy was 'n personal trainer. Hy was gefloreer in sport en allerlei goed en hy het ook 'n tawwe groot word jare gehad. Maar hoor hierdie ou storie. Daar was nog iemand so vulnerable tot op hierdie level op die podcast nie, en ek waardeer dit so baie, dat Andre sy storie kom share het, so braaf en so awesome en so real, hy's net so real. Ons praat baie oor ego en oor die gees en oor wat reg voel, en yes, hierdie ou, ek het al voorheen met hom gewerk, ek het nou met hom gewerk op Vergeet My Nie, wat die Vergeet My Nie begin vandag in fliekteaters landwyd. Luister 'n bietjie hierdie episode, dat gaan vir jou soveel meer diepte en agtergrond oor Andre gee en waar Vergeet My Nie en al Andre se dinge vandaan kom. Hy's 'n amazing mens. Ek wil nie eers verder praat nie. Luister hierdie episode, geniet hierdie episode. Andre Velds, hier gaan ons nou. We're live. Hoorie okay, so ons kan regtig vergeet van, dis ek nou die knoppie gedruk. Ja. Maak jouself gemaak. Ons kan Jy sal edit en dit alles werk. Exactly. Gewoonlik is ons nie actually om te edit nie, maar die ding is, ek's meer as happy om te edit as daar iets uncomfortable uitkom of iets voel, jette, mens ek nou dit op 'n manier verduidelik wat nie heeltemal is wat jy dit wil verduidelik nie, of dat dit nie reg oorkom nie. Maar die lekker ding is, mens maak sommer jouself reg. So dis basically wat ek wil sê, ons kan reg, dis 'n chat. Dis nie 'n onderhoud. Ons het nie 30 sekondes en jy moet jou woorde kies. Ja, nou moet jy, ja. Ek sal liewer so praat as wat ek my woorde moet kies, want dit is gevaarlik. Exactly. So, anyways, ek wil net nou amptelik sê, baie dankie dat jy gekom het. Dis regtig lekker om hier te hê. Ek wil begin deur om te sê dat daar's baie mense wat ons mee wil praat, en hierdie kom op lekker timing, want jy het 'n movie wat vandag in cinemas is. Ja, Vergeet My Nie. Vergeet My Nie begin vandag in cinemas. En ek het besluit ek gaan sommer hierdie vandag post. So ek wil baie graag daarop fokus, obviously, want ek wil, dis lekker om vir mense 'n bietjie agtergrond te gee daarvan, om al die goed wat daar rondom ingaan, en ons kan freely gesels. Ja, as jy iewers sê, weet jy wat Pietie, waar ons nou gepraat het, daai ene, jy weet, dan kan ons dit uit-edit as dit nodig is, but I believe it was ek was lucky genoeg om in die movie te wees, en dit was vir my, dink ek, 'n moeëse positive experience. So, in kort, ek gaan nou teruggaan na Andre Velds, where you coming from, Andre Velds die mens, maar hoe voel jy nou op die dag van waar die movie uitkom, jy weet, vir die land? Vat jou tyd. Ek dink die diplomatisiese antwoord sal altyd wees, dis groot verantwoordelikheid en jy weet jy's baie excited en om te weet wat die mense daarby gaan sê, maar dit is regtig soos 'n kind wat jy nou net geboorte voorgegee het en jy
maak seker dat hy nie teen die muur vasloop nie, jy maak seker dat dit nie gebeur nie, jy gee vir hom kos. So ek is nou op daai stadium wat hy nou op sy voete is en ek kan nou alleen loop in die huis en nou moet ek hom los en hy moet net loop. Hy gaan vir sy eerste dag skool toe. Hy gaan op sy eerste dag skool toe en hy weet nie wat die onderwyseres gaan sê nie. So ek is diep binne my is ek ongelooflik trots op al die werk wat ek doen, want as ek nie emosioneel connect in 'n film nie, dan wil ek dit nie doen nie. En vergeet my nie, het 'n emosionele connection gehad toe ek die skrip gelees het as gevolg van ek self in Londen was met daai ding. So vir my om deur alles te gaan, is ek ongelooflik trots op dit. Dit was vir my baie lekker ervaring gewees. Maar mense is altyd scary, ons het nou ook oor gepraat wat die mense persepsies oor dit is en jy weet mense wil sien wat hulle wil sien en ensovoorts. Maar ek daar's nie 'n sekonde in my wat gaan ek kon beter gedoen het want ek het op my beste van my vermoë gedoen. Wel, ek het dit gesien. Ek het eerstehands gesien in hierdie podcast weer eens. Ek gaan eerlik praat. Hier's nie 'n ego streel sessie nie, maar dit kom baie keer dit is baie keer die podcast is goed gesit en ons wil met mense praat van wie ons hou. So as dit komplimente uit dan kom uit die gees uit en kom wat dit bedoel. Mens kan ook valsheid optel. So dit is regtig authentic as ek sê ek het dit eerstens ervaar met alles. Ek was ook ek ag myself lucky om verlede jaar saam met jou 'n movie te gedoen het, Oorlewing C-blok wat 'n made for TV movie was en ek kon van die begin af sien jy het nogal 'n unieke kombinasie van die tegniese aspek verstaan van film maak met die akteurs spelleiding gaan gee en ek dink te weet wat dit moet wees en hoe dit mense laat voel. Dis nie asof jy net die storie kyk en sê dis net ons moet net solank die mense net goed act, it's all about that nie. Kyk jy daarna uit 'n groter prentjie dat jy verstaan there's some way that it needs to live on a platform and you also need to make it accessible for those viewers or people. Ja, ek vat myself onmiddellik uit die equation uit. Sodra ek begin beplan oor die film, want op 'n plek moet ek myself sê ek kan my vertrou oor my opinie, maar op 'n ander plek is ook ek kan myself ook nie vertrou nie. Soos hulle altyd vir akteurs sê, moenie die karakter afbring na jou level toe nie. Dis presies wat ek dan execute met die film. Moenie die film na jou level toe bring nie. Maak seker dat jy jou gehoor ken en al is ek in my ouderdom van ek raak nou 40 hierdie jaar. Ja. Al kan ek nie argumentsdalwe nie meer onthou hoe is dit om verlief te raak nie. Ja. Moet ek seker maak ek weet hoe dit is om verlief te raak, want my gehoor is dan van daai ouderdom af tot daai ouderdom en ek moet seker maak dat elke persoon in die filmteater sy eie experience kan kry op wat 'n ouderdomme is. Wow. So ek neem ouderdomme in gedagte. Wow. So as dit eerste liefde is en gewoonlik as dit kom by akteurs, dan sê hulle vir my as hulle ouer is, dan sê hulle hierdie scene, dis vir hulle miskien dalk 'n bietjie cheesy en sê ek weet dit is vir jou cheesy, maar kan jy onthou toe jy 19 was, toe jy eerste keer verlief was? Dit was die hele wêreld. You have to approach it that way. En die minuut wat ek myself vars in dit kry, dat ek ook dit moet ervaar vir die eerste keer, dan weet ek dit gaan werk. Maar die minuut dat ek gaan, wie praat nog so, dan maak jy die grootste fout, want dan bring jy die film na jou toe. So, Wow. Ek kry my reference frames altyd terug van hoe ek was op daai oomblik. Wow, ek leer nou by jou in hierdie moment, want dis dalk iets wat jy al lank al geweet het, daai ding van hoe jy vir 'n akteur sê moenie dit bring na jou level toe nie. Kan jy net, jy het nou so mooi iets verduidelik, ek bedoel dit in 'n akteur se versie. Wat sal 'n voorbeeld wees vir 'n akteur om dit nie te bring na hulle level toe nie? Heel toevallig is ek en Sean Marco en Marguerite het 'n toneel gehad. Dis 'n love montage, so hulle soen baie in die lewe. Yes. En op hulle stadium van die lewe is dat ouens, is dit 'n bietjie oordrewe en dis ek vir hulle nee. Kan jy onthou toe jy net begin uitgaan? Want dis al wat jy wou doen. Jy wil in hulle space wees, jy wil hulle soen, jy wil Op hulle verskillende plekke, jy wil alles is 'n romantiese adventure. Don't take it to your level. So jy moet baie versigtig wees. Ek verstaan wat jy bedoel. So jy bedoel nie don't take it to your level as in bring it down to your level nie, as in take it to your level to where you are. Ja, Ek wil presies dit sê. Want in jou space en jou tyd gaan jy, ek is nou al 9 jaar getroud, jy weet, wat is Valentynsdag nou? Vir daai tyd Wow. is dit alles. Maar dis vir my so nice. Dis amper soos wat
Jy kyk amper daarna vir my soos daar's 'n ou met wie ek nou werk, ook aan 'n ding, né? Ek hoop om nog baie saam met jou te werk, by the way. Maar ons chat later daaroor. Maar 'n ou met wie ek nou werk en hy kom amper ook van 'n hy kom uit 'n hy's baie skepend en hy het 'n besigheidsvernuf. En wat so nice is vir my van jou, en ek het dit voor die podcast toe ons sommer begin chat het gesê, is dat jy vir my die return on investment verstaan van die persoon wat die movie dalk finance of die platform wat dit koop of dit nou jy weet of dit nou kyk net Netflix, investor, private investors, maar ook die return on investment van die fliekganger of die persoon wat in tune om die movie op TV te kyk. You know that jy het op verskeie maniere daarna kyk, want ek dink baie mense kan, with all due respect, almal het verskillende sterkpunte, maar jy het nogal 'n unieke manier van, ek dink jy verstaan die groter prentjie. Dit is amper asof you understand the client side as well. You not only go, maar ons moet hierdie sê because it's for, ek bloei vir my kuns nie. Jy soos, ek sal bloei vir my kuns, maar is it at the benefit of the viewer? Because ons maak dit ons vir iemand. Ja. Wat mense nie verstaan is baie keer in die Afrikaanse bedryf is dat ons nie 'n filmkultuur het nie. Want mense gaan nie noodwendig baie cinema toe nie. As jy vat die afgelope 2 jaar, hoeveel films nie geld gemaak het nie. So natuurlik moet ek dan die film die gehoor in ag neem. Want as ek nie vir hulle kuiter nie, dan kan ons nie 'n kultuur skep nie. So waar. Dit help nie ek wil 'n film maak van 50 miljoen rand en ek kan nie eers 5% terugmaak nie. Want jy moet 'n verantwoordelike filmmaker wees. Die enigste manier hoe ons hoër budgets kan kry, en dit is wat ek altyd vir die man op straat sê, is jy vergelyk my film nou met Martin Scorsese se nuwe film. Dan net vir hom sê, jy moet onthou die enigste manier hoe ek vir my vervaardigers kan vra, oor kan ek nou 20 miljoen rand kry om 'n film te maak, is as ek in my vorige film hulle geld teruggemaak het en ek het byvoorbeeld 15 miljoen rand geleen en ek het 15 miljoen rand teruggemaak. Dan is dit mos nou besigheidssens. Jy kan mos nie net vir iemand geld gee as gevolg van die kuns nie. Een van die tyd moet almal leef en oorleef. Maar ek kan nie meer met jou saamstem nie. Ek voel dit is dis mos 'n industrie wat werk soos dit behoort te werk, soos wat jy weet, it's like any other thing, any other business, any other thing. As it can't be self-indulgent. Nee, jy kan nie. As jy dit doen, dan is jy soos enige ou wat sê, hy het sy winkel by die straat en hy drink al sy eie Coke op. Presies. Hy eet al sy eie chocolates op en hy gaan vervullend huis toe. Precies. Maar die minuut wat daar 10 mense in lyn staan, dan sê jy, ek maar jammer, ek het nie meer Coke nie. Jy weet, dis 'n baie simpel voorbeeld. Ek weet presies wat jy sê. Maar wat baie gevaarlik is baie keer is, ons het vriende wat nie in die bedryf is nie. En dan baie keer gaan kuier ons by hulle, dan het hulle nou weer vriende wat kom kuier en as die eerste keer wat hulle ons ontmoet, dan is nou weer 'n nuwe ding, maar dis nou iemand in die filmbedryf. Dan sê hulle, "Yes, ek love Afrikaanse films." En dan sê ek, "Sê vir my wat 'n film." En as hulle nou byvoorbeeld 'n film sê, dan sê ek, dis baie nice. Wanneer laas het jy een van die Afrikaanse films actually in die cinema gekyk? Sê hulle, nee, ek kyk by huis, kyk net, kom ons op kyk net. Sê dit is waar die fout is. Ons wag daarvoor, so daai cinematic experience word nie meer gegee. Ek gee nie om hoe groot die TV is by die huis nie. Ek gee nie om watter speakers jy het nie. Die cinematic experience is veronderstel om lewendig groot voor jou te wees. Jy kyk nie na jou foon nie, jy kyk nie, jy maak nie vir jou koffie nie, jy pause nie, jy konsentreer vir daai 90 minute, absorb it and then think about it. Ek wil presies wat jy sê, because you go into a different world when you go into the cinema. As opposed to being on 3 devices at home, jy weet, op jou bank, ek's ook so, ek sit by die huis, kyk op my foon, kyk op Facebook, oog op die movie, maar as jy in die cinema sit en jy daai kaartjie betaal, dan vat jy daai, neem jy hom in. Dan sit jy. So die minuut wat ons daai approach kan hê tot die cinema, gaan ons uit mekaar uitspat het ons nate uit die bedryf. Maar dit is op 'n baie positiewe manier, né? Ja, verseker. En ek ek punt vergeet my nie, is, ek, obviously kan ek baie praat oor, ek was al in, maar ek het nie
ek kry nie 'n persentasie van enige wins nie. So my bias is verby. Jy verstaan wat ek bedoel? Kan nou sê, En nou kan ek sê wat ek wil. Maar ek gaan positief wees, want ons het die movie, dit het gepremier onlangs, maar dan sit nou, jy weet, bietjie mense in die bedryf, bietjie mense wat die produksiemaatskappy Film Factory nooi en so, bietjie mense van die kanaal, van Kyknet en so. En toe het ek dit nou weer gesien by 'n screening in die Kaap, 'n klein screening, wat net so 'n rustige viewing was. En ek het 'n regtig geweldige positiewe ervaring gehad van die movie, because van het tik vir my al die boksies. En dit voel vir my soos 'n verantwoordelike, en dis nie bashing enigiemand nie, daar's 'n plek vir alles, jy weet. Ja. Dit voel net vir my soos dis iets wat I think you get bang for your buck. En ek dink jy doen die mense wat op die eind hulle return on investment soek, ek dink hulle gaan hulle return kry. En okay, ek wil graag net by vergeet my nie net daar vir 'n oomblik pause en dan wil ek net teruggaan na André Velds. Vir die mense wat ons hulle, as jy gemaklik is om mense ons nader 'n fotootjie neer, jy weet ook al net omdat mense ook het as dan 'n gesig is by die stemme vandag. Maar jy was nou aand op Bravo ook, dit neem aan, dit was ook nou nice getime voor vergeet my nie, dat het uitgekom het en so, en hulle het soort van gepraat met jou, en ek dink jy het al so baie movies uitgebring, en goed uitgebring, maar omdat, soos ek vroeër gesê het, is omdat I don't think you lead with the ego, you lead with good work, en in my opinie, hoop ek en glo ek, dis wat jou laat gaan aanhou werk, because, ek dink dit gaan vir jou oor, soos jy gesê het, jy haal jouself uit die equation uit, die ding moet op sy eie staan. Ek dink baie mense het al van jou goed gesien en nie noodwendig, jy weet, jy probeer nie sê, maar is my movie André Velds nie. Jy weet die ding moet op sy eie staan. Ek bedoel, as jy vat die Pro, as jy vat van Nysna af, as jy vat van verskeie van die movies, mense het altyd in daai movies gekyk, of het nou op Kyknet is, of waar ook al, en jy het al 'n groot body of work. Weet jy hoeveel movies jy altyd saam al gedoen het? Ek het 6 vollengte films gedoen wat ek gedirect het, en dat ek natuurlik ook 2 geproduce van daai, dan is dit eintlik 7, en dan het ek 9 TV-films gemaak. Wat het 2 het jy produce ook? Ek het Koringberg en ek het Nysna produce self. Want kyk, Nysna is eintlik 'n ware verhaal van my grootword, maar ons het 'n fantasie saam met gesit, so daar's obviously gedramatiseer, maar ek wou net, dis die eerste keer dat ek 'n film doen, wat ek actually die gehoor toets, die een na buite. Jy weet, geef hulle wat hulle wil hê, kyk of hulle daarvan sal hou, so ek het al die grappies wat jy kan gebruik in die film gesit, so daai was my passion project, as jy dit kan sê, wat in my sak was, want Nysna is 'n beautiful plek, en ek het daar groot geword, en Nysna het my soveel baie geleer as kind, obviously omdat ek in die 90's al groot geword het, so, dit was my passion project, en ek gesê, ek kan doen met die film net wat ek wil, en ek het. Was dit jou eerste vollengte feature? Kyk, Koringberg was my eerste vollengte feature, en ek kan nog onthou, ek het by my ma geld geleen om die film te maak, en ek het vir my vrou gesê, jy weet, ek het daai tyd nog troues geskiet ook, en ek het vir gesê, kom ons gaan maak met die bemarking, ons skiet troues, en ons maak 'n film van die geld wat ons spaar. En toe kom Koringberg. En daar het ek ook 'n belangrike les uit Koringberg het geleer, maar Koringberg het gedoen wat hy moes doen op sy tyd, want ek was nog nie reg nie. So ek het ingeneem, en ek het foute gemaak, en ek geleer. Dit het my in trane gehad op 'n stadium, net omdat ek naïef was, en dit het my geleer, weet jy wat, kyk net na 'n ander manier, want jou ego was completely in daai breek gewees, en get away from ego. Hoe kry dit ek gaan indip van André Velds tot die movies, tot, ek gaan amper sê, like, pseudo-filosofies. Ja. Want, hoe is jy iemand wat van jongs af al secure is in jouself? Die rede hoekom ek vra is, want ek dink baie keer overcompensate ons met ons egos, omdat ons dalk nie noodwendig so secure voel in onsself nie. Ja. En jy het 'n amazing manier om, ek weet nie, om as jy insecure voel oor iets, om dit te voice, en ek dink dit kom uit 'n secure plek uit, om te gaan, vandag gaan jy nie, vergeet my nie, gaan die beste er ooit nie, het jy ingekom en gesê,
wonder maar hieroor daaroor dat resensie uitgekom wat jy weet nou nie die amazing ooit was nie, maar jy het so 'n gematigde, redelike manier om maar te kyk wat dui op 'n groot karakter en security binne jouself, wat jy weet wie jy is. Was jy van jongs af, dink jy dit kom met teleurstelling, dat jy amper skaaf van jou ego, of was jy nog altyd net 'n moerse, nederige, goed groot gemaak en net, jy verstaan wat ek vra? Ja, daar's definitief 2 komponente tot hierdie antwoord, want op 'n stadium, dink ek was baie kwaad vir die lewe gewees, soos in so kwaad, maar toe ek 16 was tot in 18 het my ouers geskei. So ek was deur 'n ongelooflike, daai tyd vir my het gevoel so 'n traumatiese tyd om deur te gaan. Wat ek gesien het en wat ek nie, wat my maat ook deur 'n selfmoord gegaan en ek het op dit afgekom en jy weet al sulke goedjies. So daai goeters het my baie kwaad gemaak vir die lewe. En jy sal nie glo nie, die een wat my die ding wat my genees het is weird, is films. Regtig. Want ek het begin uitkyk na sekere goeders wat ek doen en ek het op 'n stadium vir myself gevra, what's going on? Hoekom is jy so kwaad vir die lewe? En die minuut wat ek het 'n guru wat ek mee praat, Abel Pienaar, wat eintlik my buurman is. En hy's 'n regtig groot filosoof in die land ook en Abel Pienaar. Ja. Okay. Is hy in filosofie gegee Ja, klas, is dit sy beroep filosofie en is Dr. Abel Pienaar en hy skryf baie boeke. Amazing ou, en hy het vir my gesê, jy weet, don't stick to your story. Want dis die storie wat ek opbou. Ja, ek verstaan, moenie 'n victim wees van jou verlede nie. Don't be a victim. Don't stick to your story. Get away from your story. En toe ek dit besef en ek begin agterkom, ek kan myself verwyder uit. Toe ewe skielik, toe kyk ek heeltemal anders die manier na my approach. Toe los jy daai stukkie ego daar. Ja. Look, dit het nie oornag gekom nie. Don't get me wrong. En die grootste, ek sal nooit vergeet, die grootste plek waar ek dit eintlik besef het, was die prou gewees wat ek gemaak het. Want dit was nice. Dit is waar alles geklik het in die sens van, okay, nou verstaan ek oor wat gaan en toe ek dit doen, toe begin ek stelselmatig myself verwyder en gaan, maar ewen die film wat ek maak, gaan nie oor my nie. So how do you get away from it? So, jy weet daai in daai opsig van. But that's why you're so good. Vir my, Nysna, jou Nysna was dalk my skemersom, as jy verstaan wat ek bedoel. Yes, you start with, you write what you know, né? Maar even within that, dink ek, wou ons tog ons storie deel, daar was dalk 'n mate van terapie daarin, daar was dalk 'n mate van, kyk of mense dit kan doen daarin, dit your first big movie, né? En ek nie skielik om direk nie, maar ek dink ons altyd se storie, elkeen van ons tot 'n mate, of 'n deel van ons storie, semi-autobiografies of wat ook al. Maar ek dink dat, ek sal nou terugbel, ek dink dat, ek dink daai is een van die grootste services wat jy kan doen, is dat jy vat wat vir jou, 'n stukkie waarheid van 'n storie of van iets vir jou is, maar jy maak dit relatable vir ander mense, en jy gee dit amper vir hulle, dis 'n geskenk vir hulle, dis nie vir hulle 'n view, sodat hulle kan almal kom kyk hoe oulik jy is nie, dis 'n geskenk aan hulle, sodat hulle kan daarmee relate, en dis amper soos ek dink nou net want ons praat van movies, maar ons praat eintlik oor enigiets. Dis amper soos, kom ek vat 'n rugby speler, iets wat nou heeltemal, jy weet. Maar it's the same thing as Faf de Klerk na die tyd na game, en as man of the match sê, hy wil net vir almal in die skare sê baie dankie, jy weet, sonder hulle sal ons nie kan doen wat ons, then he makes it about them. Baie dankie. Die supporters wat Sia Kolisi sê, dis vir hom so great. Thank you for all the support. He gives it to them, and then everyone feels they've got a part in it, and they can connect with it. Then it's a gift. Ja. En wat ek ook doen is, as jy nou praat van dit, byvoorbeeld ek het saam met Dion Lawrenson gewerk in 'n raaiselkind, en obviously Edwin van der Walt in die Prou, dat die stories wat jy met hulle deel, soos ek nou 'n vlugtig met jou gedeel het oor goeters, gaan ek in diepte in, om vir hulle te wys, ek is net so vulnerable. Ek wys vir hulle, dit is hoe ek gevoel het op daai oomblik, julle deel nou met dit in die film, maar ek kan net vir jou 'n idee gee, hoekom ek hierdie toneel so gaan skiet.
en hoekom ek dit so gaan execute. Dis nou 'n gesprek wat jy het met die Dis 'n akteurs. gesprek wat ek het met die akteurs om seker te maak hulle verstaan waar ek vandaan kom en hoekom ek dit artistically so wil uitbeeld. Selfs soos met Dirkie se dood, hoe ek dit gewys het in die film, het ek 'n spesifieke manier dit probeer execute, hoe ek dit wil laat gewys het, want ek kan onthou, wat was die skok gewees, toe ek op dit aankom, hoe in watter opsig jy dit sien, en hoe jy dit uitbeeld, en ek en Edwin van der Walt het 'n conversation gehad oor dit, en sê, jy moet net onthou, die goeders wat deur jou flash, jou adrenaline en alles, en dan begin die akteur jou vertrou, en dan kom hulle agter, hoorie, ek kan doen enigiets voor die skerm, want Andre is net so vulnerable soos ek. En ek en Diana het ook dieselfde oor gepraat, toe sy op die toneel gedoen het van 'n raaiskind, toe sy op 'n man afgekom het van selfmoord en so aan. En dit is so great om, want in die film is daar 'n toneel waar sy mos by 'n man afkom en so aan. En dan kom hulle agter, my ego is glad nie daar nie. En dan op 'n stadium, soos jy met akteurs praat, is dit actually genesing vir my ook. Want ek deel nie dit met 'n sielkundige nie. So ek deel dit met 'n akteur, en ek vertrou daai akteur wat voor my staan, en hulle kom agter, ek kan vinnig baie keer emosioneel raak as ek oor praat, en dan kom hulle agter, wow, jy weet, dit is so vulnerable, en as ek daar klaar is, dan gaan ek, dis hoekom jy nie meer attaches tot daai storie nie. Jy kan van 'n kant af kyk en gaan. Yes, Anna, dis 'n amazing manier om aan te kyk. Ja. En wat ek met jou deel vandag, ek dink dit is die eerste keer ooit wat ek met enige iemand deel, want ek voel, partykeer as ek reg om oor sulke goeders te praat, want ek het deur 'n groot probleem met dit gegaan, met depressie, met al die goedjies deur, want dit het my heeltemal as mens gesink deur dit. Maar stelselmatig elke keer is ek besig om daaraan te bou en te werk, en dan kom ek agter dat films is 'n blessing in disguise vir my. Dis kom ek het so geniet. Dis kom ek nie meer wil ek nie. Al kan ek tap van daai goeders af, net om myself te express visually, en dan daarna te kyk. Dis kom love ek directing. Andre, wel, ek wil eers vir my sê dankie dat jy dit share. Dis moer sê, daar's 'n Anneke het my nou dag vertel van so in elk geval, ek dink die vrou se naam is Brené Brown. So iemand het gepraat, iets gesê van, there's no vulnerability without courage, of there's no courage without vulnerability. Een van die twee kante om. Maar dankie dat jy die vulnerability sê, want ek weet dit vat courage, en ek kan sien jy's reg, soos wat jy nou sê, jy is gereed om daar te praat, en ek kan sien, en daai stukkie vulnerability wat jy vir die akter gee, dit is vir my amper soos 'n stukkie, ek gaan dit elke nou en dan relate met net goed wat buite film staan ook, want ek hou daarvan, as iemand hierna luister, is want jy's vir my 'n awesome mens. Nie net 'n awesome director en 'n awesome mens. As jy iets anders gedoen het, as jy rugby coach was, as jy 'n rekenmeester was, verstaan jy, so ek ook met jou wou gepraat het oor hoe jy iets approach. En dis amper soos daai sê nou maar ons vat vergeet my nie. Of die vrou, of raaiselkind, of wat ook het mag wees. Daai tools wat jy vir die actors gee, is saadjies, daai vulnerability is soos saadjies, the seeds of truth. Dis nie fake goed wat jy vir hulle gee, plak nou emosie nie. Ja. Jy gee vir hulle saadjies, amper wil ek sê saadjies van die waarheid, jy weet. Ja. En jy mens kan daai, en dan voel hulle, en dis hoekom ek dink, ook as jy met actors lei, met crews werk, en jy werk so goed met crews, en jy kry so lekker environment op set, ek het dit al eerstens beleef, en jy create so natuurlike gevoel, en jy gee vir die actors die freedom, want jy hoef nie te micromanage nie, because you already gave them the seed of truth. Your seed of truth, your seed of vulnerability. And then they can make it their truth, and then, dis klink nou baie esoteries, maar ek dink regtig se waar, dan sit die audience daarin, en dan kan hulle dit hulle truth maak. Jy weet, maar omdat jou bestanddele eerlik was van die begin af. Jy het nie probeer impress met gimmicks en skielik is dit net karontploffings. I mean, daar's 'n plek vir alles. Maar ek dink mens kan aanvoel as iets authentic is. Ja, ek dink regtig dit is miskien dalk een van my grootste pluspunte as regisseur. Wat ek doen is ek het op 'n stadium gegaan wat ek wil explore
hoe werk method acting en hoe werk dit en hoe werk dit. En toe kom ek af op 'n ding wat sê sense memory exercises. Wat jy byvoorbeeld met 'n koppie koffie sit en dan ruik jy die koffie en dan probeer jy 'n memory create wat gebeur het. En visually begin dit uit te kom. En dan ewe skielik kom dit met soveel emosie na jou toe, dan kom jy agter jy het so vergeet daarvan. En ek het nou die dag, toe ek 'n gesprek met iemand gehad, toe sê hulle vir my, waar dink jy kom jou verbeelding vandaan? Waar dink jy, as jy dit met 'n defining moment moet vat? En toe gaan ek vir hom, jy sal nie glo nie, dit was so basic ding. Ek kan onthou, ek was 6 jaar oud gewees, 1986 rond. Was my ma in die gevangenisdiens en my pa in die polisie. Wat is gevangenisdiens soos 'n korrektiewe dienste. So sy het by die korrektiewe diens gewerk, jy weet, by die prison self, jy weet. Was dit 'n nice nou? Daai tyd, kyk, ek was omtrent by so iets so 6 of 7 laerskole gewees. Ek dink daai tyd was dit in Graafrenet gewees. Ons het in Jansenwil gebly en my ma moes in Graafrenet werk. En hulle het my ma en my pa op dieselfde aand op aandskof gesit. My ma sê daai tyd was dit half uit spite uit om vir 'n vrou onderdanig te hou dat sy moet stand down. Dis kom sy toe aandskof gewerk het. En sy het niemand gehad om na ons te kyk nie, en ek en my broer die hele aand in die kar gesit, terwyl sy in die tronk werk. Dan gaan jy jouself so, wow, dit is so, heel aand in die kar, as jy dink aan tronk werk, dit is so, as jy vir enigiemand dit sê, dan gaan jy, wow, dit is al so traumaties aan ding, maar ek kan onthou, ek met my broer in die kar gesit, dan sê hy, ek sien iets wat begin met 'n A, en dan kyk ek rond, en dan kry jy, so jy probeer nou visualiseer, wat sien hy nou met 'n A, en so, en ek kan dit vividly onthou, hoe ons in die agtersitplek sit, en dan dink jy myself, jy het vir 12 ure as 'n kind daar gesit, nee? 12 ure in die kar, net omdat sy nie 'n keuse gehad het, jouself, maar, die goed wat ek daar uit leer, sit ek alles in die film sit, so as jy dink jy's lonely, en dink jy, dan kyk jy na dit, dan gaan jy, daar's my asem, ek kan dit vir jou wys, as jy dink jy's dit, so ek voel, ek het al so baie geleer, nou dit een ding wat jy moet praat, jy praat baie van white privilege en alles, ek dink, as jy dink jy het probleme, dan dink jy, luister na 'n ander ou se werk, dan het jy nie probleme nie, jy het ten minste nog in 'n kar gewag vir jou ma, as mense wat op straat wag vir jou ma, jy weet, sulke goedjies, maar vir my op daai oomblik, was dit eintlik baie fun geweest om saam met my broer, wat mens baie keer hartseer maak, is ek dink aan my ma, omdat ek myself disconnect van, dit was eintlik my trauma geweest. As 'n kind, dan dink jy die wêreld wat jy doen, maar dan dink ek, hoe sy moes gewerk het, en elke sekonde gedink het, my kinders is in die kar, en dit maak my emosioneel, nie omdat ek in die kar gesit het, jy weet, it's not about me, dis om te dink, hoe sy moes die hele tyd gedink het, hoe kry ek myself in die situasie, dit is sulke goedjies, so, en dan gebruik ek dit, as 'n maatstaf, hoe ek, enige emosionele ding aanvat, en dit is hoekom ek dink, as jy dink van vergeet my nie, dis is a very straightforward romantic drama, maar daar's soveel goedjies wat jy gaan, daar's goedjies is wat so real is, soos ek en Marguerite die conversation gehad het van, toe sy alleen in die underground om sy huis toe ry, toe ek vir 'n paar goedjies verduidelik, net 'n paar steps gegee van, jy weet, hiersoos wat ek ervaar het in dit, en dit bring die realheid in dit uit. En dis te sê ek is altyd reg nie, mense maak baie foute in films, en baie keer overindulge en alles, maar die enigste ding wat ek besef het is, as ek intap in my emosies en my gut vertrou, dan kan ek nie verkeerd gaan nie. Yes, Andre, ek is so bly om te hoor, ek so bly, tog nie verbaas, om te hoor, dit kom uit so deep rooted plek uit nie, want dis net van van 'n akteur se perspektief af, as saam met jou op set al was, is, jy gee mense sulke eerlike, ek dink is maklik vir 'n director om te sê, ja, jy moet aggressief wees hierso, ja, jy moet bly wees, that means nothing, jy plak iets op, I can't relate to that, bly, maar hoekom is ek bly, is dit net 'n smile wat ek opsit, it doesn't mean anything into my inside, maar soos jy hier praat, kan ek nou verstaan hoekom jy weet om die regte tools te gee, want dit is gebou binne jou. Dis jou eie, dis jou eerlike ervarings wat jy met ons share. Ja, en partykeer weet die akteur nie dat dit ewen my ervaring is nie.
Ek het ook al myself evalueer. Partykeer is ek reg om daaroor te praat en partykeer voel ek net ek het miskien nie dalk lekker opgestaan nie, so ek wil nie noodwendig in iets gaan om dan sugarcoat ek net op 'n ander manier, maar dit is presies dieselfde produk. Want ek is nog steeds 'n mens. Ek kan nie elke dag vulnerable wees. Ek staan op baie keer op en gaan dis hoe ek voel. So elke ding wat ek vanaf gaan probeer ek regtig iets kry wat ek kan onthou dit gebeur het. Ek kan onthou dit gebeur het. En dit is life experience, maar ek dink ek moes vinnig groot word as 'n kind. Ek moes vinnig groot word. En ek besef dit nou eers in my diep 30's. Dis snaaks. Die afgelope 5 jaar het ek seker meer gegroei as ek ooit in my lewe gegroei het. En dis die lekker ding, en dis hoekom ek nie myself publiek daar buite sit en jy weet as jy kyk op my sosiale media, ek het post baie keer baie min en ek is nie opinionated oor enigiets nie, want ek voel ek wil 'n film maar buite sit. En jy hoef nie noodwendig te weet ek het dit gemaak nie. Hy moet op sy eie voete staan en jy moet gaan, jy gesien hoe vulnerable daai persoon daar was. Wow. En as jy iets daarvan kan uitleer, ek wil nie die saadjies weet waar ek geplant het nie. You don't make it for the right reasons. Ek het nou die dag, ek het so baie gaan sê, ek het nou die dag met Dani Editoy van Spoeghof, Margriet se boyfriend gechat. Presies hierso, podcast gehad. En hy het vir my 'n soortgelyke eerlikheid as jy in terme van dis my amazing wanneer mense nie lead met die ego nie, maar lead with the truth. En dit klink nou so sulke of jy weet cliché woorde, maar dit is regtig waar. Soos as jy saadjies van waarheid plant, jy deel jou eerlike ervaring, dan op 'n stadium begin daai saadjies amper die wind skep hulle en hulle begin later pollinate vir hulself. Jy gee dit vir 'n akteur aan, 'n akteur gee dit vir 'n kamera skerm aan. Die audience voel dit by die huis. Die huismense, verstaan wat ek bedoel? Selfe voorbeeld as Sia Kolisi. Baie dankie aan julle. Hulle voel warm. Die audience, die crowd by die rugby game voel acknowledged. Hulle voel I think vir my is dit amper soos 'n beautiful ding vir my. Ek wil eers iets sê, naamlik baie graag iets vra. Is jy's bereid as Andre Velds, jy's bereid om die spotlight van jou af. Jy's bereid om 'n ski generator te wees of jy's bereid om die spotlight te wees eerder as om dit te vra. So jy is bereid om jou spotlight te skyn op iemand anders. En die amazing ding is met ter tyd gaan daar lig wees. Ek wil nie sê oral om nie. Ek wil nie sê die spotlight is op jou nie, want dan klink dit weer asof die ego net terug, asof mense net die lig reflekteer terug van hulle na my. Die reflekteer van all over, want jy is, en ek sien dit in jou as mens, en dis wat ek nou die aand, wat ek vir jou sê, regtig waar in die Kaap vir my vriende, vir Albert Pretorius en Ludwig Binge gesê het, ek dink het was vir hulle wat ek gesê het, ek kan eers onthou nie, dat jy bereid is dat jy iemand is vir die spotlight van jou bereid is om van jou weg te haal op ander mense te skyn. Dis my amazing. Wanneer mense bereid is om daai te doen, dit wys op soveel groot karakter, dat jy nie hoef die spotlight te vat en te probeer trek na jou toe nie. Kyk, ons almal verskillende jobs, deel van my acting, self-promotion, ek's my eie business, dis deel daarvan. Ek sê nie, ek's ook 'n spotlight wyser nie, ek sê, daar's 'n tyd en plek vir dinge, maar dis vir my amazing, dat jy die maturity of karakter en gees het, om dit te kan doen, because there's a through line. Daar's 'n eventually gaan mense, nie eens eventually nie, mense gaan, wow, it is nice, as mense dat jy dit direct. En daai lig reflekteer al die pad, met al die waarheid, terug na jou toe. En ek so bly, dit kom al hoe meer in jou body of work groei, al hoe meer. En, dis my beautiful. Ek wil graag net teruggaan. As ek iets gevra het. Ek wil vir iets gevra het, which is also on the personal note, because I'm so grateful that you so share. Dis jou family, leef hulle nog? Ja, lang leef nog, ja. Okay. Well, ek kan, as jy in die kar gesit het en daai goed gedoen het, dis moet so cool wees jou ma, om te weet dat jy en jou broer kon iets van daarvan kry, dat julle so julleself empower het, sy moet so trots wees op julle. Dat says, wow, yes, hierdie kids, she did what's right in that moment, and then you did what's right in that moment for you guys. En ek sê nie almal is nou sorted vir ewig nie, maar ek is nie seker of is jou broers nie in die filmindustrie nie. Nee, hy is glad nie in die industrie nie. Hy is ook in Johannesburg en hy is in die corporate wêreld, so ja. Oh, good for you guys.
Ja, ek moet sê ek het 'n vriendin wat ek al van laerskool af ken en sy sê vir my jy weet wat is die resep dat jy so in haar oë dat jy so suksesvol is en as ek weet van waar jy gekom het en wat jy gedoen het ensovoorts dan sê ek vir ek kan regtig nie vir jou sê hoekom ek so blessed is as mens wat ek doen nie. Maar al wat ek vir jou kan sê is dat wat ek aanvat probeer ek so eerlik as moontlik voel en dan te gee en dan kyk ek wat gebeur daarmee. En weet jy wat nee, ek maak elke dag foute. Elke dag wat ek vir myself sê, just evaluate yourself. Van waar af kom dit? Ewen as ek byvoorbeeld iets vir my vrou sê, en ek kom agter die manier hoe ek dit nou gesê het is nie lekker nie. Van waar af kom dit? En dan probeer ek gaan, okay, dit. Mens kan ook nie jou hele lewe overanalyse en so nie, maar ek dink regtig dat as ek nie deur so lewe gegaan het nie, sou ek dit 10-1 nooit gedoen het nie. Sou ek nooit gaan het, weet jy wat, it's not about you, get yourself out of the equation, en as jy dink jy kry swaar, luister regtig niemand anders se storie. So ek weet nie of dit jou help met die antwoord wat ek gee nie, maar die lekker ding van die podcast is, daar's nie vrae en antwoorde nie. Ons connect. En ek kan voel, ek voel as ek met jou connect, that's the bottom line. En wel, hopelik is ons besig om eerlikheid saadjies hier te plant, en hopelik luister iemand hierna, en hoor die eerlikheid. Verstaan, dis presies dit. If you live in a place of truthfulness, kyk, ons almal het egos. Ek het beslis 'n ego. Ons almal het daai ding, maar dit help dat mens uit wil gaan en iets wil doen ook, because it's a drive. Reg, ek praat nie nou van ego in terme van alles gaan oor my nie. Ek praat van ego as in the drive to want to do things, to establish yourself, to make what you feel inside, to contribute that to the world. Jy weet, ons verskillende maniere om daarmee te werk te gaan. Maar ek wil nou kan dink, as ek dink aan my ma, wat ek en sy is ongelooflik baie naby mekaar, dan is dit lekker om te praat oor daai dae te gaan. Kan jy dit nog onthou? Yes. En ek en sy het so rukkie terug te praat oor, want ek kan onthou, ek was 21 gewees, en ons het letterlik geen geld gehad nie. En ons het gestap na, was dit Spar toe of iets, en ek kan onthou, ons het iets soos R20 gehad, wat sy gesê het, ons moet gou gaan dit koop. En ek stap in Spar in, en die ou is besig om te praat oor die mikrofoon, en hy sê, hy gaan nou 'n prys uitdeel, vir die vraag wat hy nou gaan vra, en dan wen jy nou die hamper nou. En ek het geloof ek gesê, ek gaan die prys nou wen. En toe hy nog nie eers sy vraag klaar gevra het, steek ek my hand op. Net deur die guts dat, whatever the question is, I'm going to give you the answer. En toe wen ons daai pakket en hamper, en ons het daai dag daarvan geëet. Dan dink ek myself, daai tyd was dit 'n horrible gevoel geweest. Weet ek, ons het so 'n kamer gedeel, ek en my ma daai tyd. En dink jy myself, maar as jy nou dan dink jy myself, what a beautiful... Kan maar onthou, ek kan onthou, dit was 'n Sondag geweest, ons het ingeloop, ek kan vividly onthou, presies hoe daai plek lyk en wat het gebeur. But just the guts to put up your hand and go, jy weet, dit is nie die moeilikste vraag in die wêreld nie, maar net well, the guts, put yourself out there. Do it, en dit was so... This is my beautiful, en die bereidheid, die courage gehad het, to triumph your ego, to go, I will put up my hand, even if it looks like we need this, because we do need this, and I'm okay with people to know that. Ja, en dit was, as ons nou daaroor gaan, dan langsam gaan ons, kan nie glo ons het actually survive. Want dit kon soveel erger geweest, of kan soveel beter geweest, maar, en dan gaan ons moes daar geweest het op daai tyd op daai plek, because, now I'm here, sitting in front of you. En jy en jou ma is nog klaar, julle verhouding is nog goed. Ons is ongelooflik close, ons praat elke dag. Kyk, as ons nie praat hier, dan vra sy my, wat gaan aan met jou? Want ek en sy het presies dieselfde persoonlikhede. Ons raak baie stil as ons oor goeders dink, en ons raak baie teruggetrokke, en ek is nie, ek hou nie noodwendig van om saam te groot crowd mense, dis weird, dis snaaks. So ek en sy kan vinnig connect met dit, en as ons beteken praat oor depressie, want baie keer het ek my afdaar, dan sê sy, maar ek weet hoe jy voel. Jy weet, en dan die manier om dit te counter is om 'n positiewe reaksie tot dit te hê, en op te staan, shower, kry jouself in die go, dink daaroor, al die goeders. Dit help vir jou? Ja, dit help vir my. Dis weird, hè? Ek vind dis amper soos aksie, lei mens uit die kop uit. Ja, dit is weird.
Baie keer sê my liggaam vir jou, moenie gaan gym nie, sê ek vir my. Ek doen 'n reboot, ek sê 5, 4, 3, 2, 1, dan staan ek op, en dan doen ek dit. Daar's 'n YouTube video van 'n vrou, daar's 'n moerse groot Dis waar ek business vandag vrou. gekry het. Dit gaan sê it's like NASA calling you. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Ek het al deur so tye gegaan, maar ek Ja. seker motivational video's op YouTube, Google, Ja. kyk daar. Maar dat goed help. Ja, ek hou nooit op nie. Ek het vir myself 'n challenge gesit dat ek elke dag iets nuuts probeer leer. Wow. So ek en YouTube is baie goeie vriende. Dis So amazing. as jy op YouTube gaan, dan sien jy al die filmmaking YouTube video's en al die self-help goeders. Ja. Ek leer al goeders en ek net vir myself just plant net die saadjie daar, want wat ironies is dat my werk gaan oor kommunikasie en my hele liggaam stry teen kommunikasie. Wow. As in general, my hele liggaam stry teen kommunikasie. En dit is of dit beter raak en beter raak en beter raak en beter raak. Dis weird. Dit is ek kan dit nie verduidelik nie. Dis al ek is baie gelukkig om my hele huis te bly die res van my lewe. Jy weet ek sal nie Sonder mense. Sonder mense. Ek kan easily wegkom daarmee. Maar dis of sê you've got work to do en dan iewers skielik kan. Dis weird hoe jy my werk dis Dis asof jy dit asof dit terapie is nou seker 'n sterk woord, maar dis asof jy dit dis of die universe my so te druk. Yeah, something like that's what you need because you've got. I think maybe because you've got maybe so much to share. Dink dis wat ek actually ook wil gevra het is dink jy daai jy het gesê jy voel as jy connect met 'n projek as jy voel jy voel jy eerlik iets kan inneem of dit nou 'n teks is of 'n storie is of wat ook al is en jy kan dit dan aanpas, gee en sit in 'n vorm. Dink jy het jy 'n gevoel dat jy voel jy wil dit doen? Is dit tweeledig? Is dit jy wil dit doen want is obviously dis op 'n manier vir jou om te deel met daai, om therapeutic en ook om daai stukkie eerlikheid aan te pas, dalk kan dit iemand help wat dit kyk. Ja. Of dalk kan dit hulle bietjie beter laat voel of bietjie meer empatie teenoor hulle situasie laat voel of hulle hulle is nie alleen nie. Ja. Ek dink wat ek altyd sê, want ek gee klas ook vir tweede en derde jaars filmstudente en so aan, dan sê ek altyd vir hulle jy moet vir my 'n rede gee hoekom jy akteur wil word. Want dit gaan jou approach tot jou craft anders te maak. As jy wil akteur word om op 7de land te wees, dan gaan dit jou pad wees. As jy wil dit word en dan vra hulle altyd vir my wat is die rede hoekom ek dit wil maak. Dan sê ek vir hulle jy moet weet dat in die lewe as jy baie mense wil groot skuwe en groot verskille in die lewe maak en dan wil jy almal moet dit sien en dit moet huge wees. Sê ek vir hulle my gedagte is dat my body of work die dag wanneer ek klaar met films is daar iets vir elke een wat na dit kyk en ek kan subconsciously as dit 'n verskil sal maak in die lewe, sal dit great wees. Maar as hulle ook dink oor 'n situasie wat ek gestimuleer het in 'n scene, is dit ook 'n verskil want ek het hom laat dink. Nie dat iemand net oorgaan oor 'n subject matter en hulle wil nie daaroor praat nie, dan het jy nie 'n verskil gemaak nie, maar nie wat ek vir jou wat 'n persoon gaan wow, laat ek net gou dink oor ek het myself in hierdie situasie gekry. Is dit reg wat daar is, dan het jy al klaar 'n verskil gemaak, miskien, want jy het hom laat dink. Dit is toch 'n groot persentasie van die mense, jy just move on en maak nie 'n verskil nie. So, eerste antwoord vir my is, ek wil 'n verskil maak, maar ek wil nie, aan die einde van die dag, die verskil sien nie. Dis waar die klein seentjie met sy pa, praat oor Jesus moet hom vergewe, en dan vat hy so groot houtbord, en dan elke keer as hy gesondig, en dan kap hy met die spyker gaatjie in, en dan trek hy die spyker in, en dan bly die merk daar. Ek wil nie al die merke sien wat ek gemaak het in die films nie. Want weer eens dan raak het 'n ding wat, soos jy sê, die lig, ek begin die lig draai self na my toe. So, dit is moeilik om so te dink, want op die einde van die dag, maak ek ook iets vir 'n rede om 'n outcome te kry. Maar om myself te protect in dit, het ek sê, ek wil nie noodwendig weet wat 'n verskil ek maak nie. Is dit sin? Maar presies. So, en die ander flipside van dit is dat ek die terapeutiese afdeling van dit is ek voel baie keer regtig beter as ek 'n scene met iemand praat en ek het nie noodwendig nodig gehad om daai dag oor dit te gepraat het nie. Dis net toevallig dat daai scene
dit uitbring en dan kom ek agter. Jy weet dan praat ek oor en kom ek agter, wow, ek het self nie eens geweet ek voel nou so oor dit nie. Want 5 jaar terug het ek miskien so gevoel, maar nou dat ons dit opbring en ek praat nie daaroor, gaan ek wow, okay, fine. Jy weet, dis so ek nou oor dit voel, want onthou net ek skuif ook. Ek sê myself ek is water. Ek skuif die hele tyd. Môre voel ek anders oor wat ons nou gepraat het. So ek sal sê meestal eers mense dan myself. Wow, dit is amazing. En om iemand vir 'n moment miskien ek wil nie sê beter te laat voel nie, maar iemand wat dalk deur iets gaan en hulle vir 'n moment meer connected te laat voel, 'n bietjie hoop te laat voel. Dis ook 'n verskil. Dis nie noodwendig kognitief dink nie, that's a feeling, but it's also upliftment. Ja, dis nogal saaks, ek het Raaiselkind in die Prou was die 2 films gewees wat ek die meeste terugvoering gekry het van mense af wat weird is, wat ek nie jy bedoel positiewe terugvoer, maar jy bedoel dit was weird. Ja, ek verstaan, jy bedoel die terugvoer was nie weird nie, dit was weird om so baie terugvoer te kry. Dit was weird om so baie terugvoer te kry. Ek het nog in hierdie week by die premier van Vergeet My Nie het akteur na my toe gekom en gesê, ek wil net vir jou sê dat hy het met 'n ander vrou gewerk en die vrou het net gesê, sê net asseblief vir Ander Velds, daai film het my verhouding gered. Wow. Dan gaan jy, wow, jy weet, en ek het, want Raaiselkind was vir my baie emosionele projek om deur te gaan punt. En obviously omdat die kultuur van film het die film nie so goed gedoen in die box office, want ek sê altyd wie wil na cinema toe gaan om te kyk of 'n drink kind. You know what I mean, as ek dit nou vinnig in 'n leuke taal. Nee, ek verstaan, dat koerante met skokkende goed al klaar. Ja, maar na die tyd is daar ek het gehoor van 'n vrou wat gegil het in die cinema. Wat hierdie mense gedink het, hulle is so ryk, hulle kan hulle autistiese kind beheer, kom hulle eers keer agter die vrou het ongelooflike hulp nodig. En toe is daar 'n hele ondersteuningsgroep rondom haar gesit, en dan gaan jy, yes. Jy weet, that was its purpose. That's what its purpose is, and walk away. Maar that's jy weet mos daar, ek het al gedink daai, jy weet mos as 'n line wat sê you doing God's work. Ek het al gewonder, is maar dit 'n lelike ding, is dit nou 'n lasteling, maar it's not. I think it's become like it's just a saying. Maar I think there is something like doing, you work from your spirit, that's what feels right, jy weet, and then die amazing ding is, ek het eers baie laat, ek is nie oud nie, maar jy weet, ek is jong, maar ek bedoel, ek het eers, mense hou ons maar aan leer, soos jy sê, en ek het onlangs al meer besef dat, wanneer jy iets doen wat reg voel, dan is dit nie nodig. Dis so comforting en dit voel reg wanneer jy dan hoor dat iemand gehelp, maar jy doen dit nie vir die feedback nie. Ja. Die proses is die proses is die rede en die joy en die to do it, to give someone that. Jy weet, dis die beautiful deal. Jy weet, soos hier, kom ons vat hierdie gesprek nou tussen ons. Ek kan nou vir jou sê, want ek voel dit al klaar. Ek gaan na die gaan, yes, dit voel vir my so special dat André so eerlik was op die podcast. Dit was so nice om jou te connect, jy weet. Ja. Ek sê, wie wil sien, wie wil werk, dis een version, maar wie wil sien, wie wil werk, wie wil connect, dit ook al, yes, dit was awesome. Dan, die ripple effect is iemand wat dit dalk luister en gaan, yes, hulle praat so eerlik mekaar, Ja. ek kan seker dalk ook 'n bietjie, maybe, in 'n verhouding vir my, of nou met my ma, of met my vriend, of wat ook al is, miskien kan ek ook al so 'n bietjie eerliker praat, en net sê ek voel, maybe so, and if that person, and then it's like, that's beautiful, That's so weird, hoe mense ego, die oomblik wat jy iets doen, mense kan dit voel, ek en my ma praat van ego spronge, mense kan voel wanneer jy ego sprong het, so sê maar ek voel dalk insecure in 'n situasie, en ek sê vir hulle, o ja, maar ek's nou mos, en hulle vra vir jou, waarmee is jy besig? En eintlik is die antwoord, yes, ek's besig om te probeer uitfigure, wat die hel ek volgende gaan doen, want ek het nie werk op die oomblik nie, en ek's moerse, ek create, ek's besig om goed te probeer skep, maar ek het nie miljoene rande wat hierdie maand inkom haal nie, jy weet, dis eintlik wat ek sê, maar nou voel ek dalk in 'n moment moet ek sê, yes, Janie, ek het nou hierdie movie kom nou uit, wat ook al, which is true, maar ek kan voel, ek uit insecurity probeer ek die ego opstop.
Ja. Jy kan agterkom waarom mense dit doen. Ja. En dit amaze my. Dis wat ek dink mense kan aanvoel as iets uit die gees uitkom. Ja. En ek dink jy as akteur kan identifiseer daarmee, maar ons enigste werk in hierdie hele proses, want ek en jy is net 'n link in hierdie hele ding, want die film en alles is groter as wat ons is, as wat ons ooit kan imagine, omdat dit so na mense uitreik, is ons provoke net emosie in iemand anders. Dus dis al wat ons doen. Dit is al wat ons doen en dit is nie 'n maklike werk nie omdat ons so gekondisioneerd is. Ons sit nou ons fone aan en jy sien op YouTube die vieslikste goed wat jy possibly kan sien en die mense gaan net ek het dit al gesien, iemand se keel af, bla bla bla, so gaan dit dan. So ons provoke mense om emosie te voel. Dis ons grootste tool daarvan. So ons is ook maar net 'n link in die groter greater good daarvan. So en dis kom ons bless is om in hierdie bedryf te werk want daar is min bedrywe wat hardloop op emosie. En emosie trigger ego. En dis Jy weet. Nee, presies. So as ek dink as jy jou approach sien as akteur ook, al wat ek moet doen is wat moet die persoon na hierdie toneel voel dat jy klaar jou werk gedoen. Jy weet ons wil baie keer soveel layers en layers en layers. Die mens sien en sien wat hy wil sien. As jy sien byvoorbeeld nou 'n raaiselkind, die ma skuldig, die ma definitief die kind vermoor. Dan sien jy wat jy wil sien. So ek het altyd gesê in daai film, ek het vir 3 mense die film gemaak. Een wat dink sy is onskuldig en een wat dink sy is skuldig en die ander een wat nie eintlik omgee of sy skuldig is of nie skuldig is nie. Hulle wil net sien wat met die kind gebeur het, hoe dit gebeur het. En ons is daai spreekbuise vir daai emosie om te provoke and then we need to walk away. Yes, dis amazing, want mens ek dink toe ek in dit ingekom het, daar was 'n deel en 'n tyd en ons nog steeds, ek gaan nou baie eerlik praat, daar is nog steeds 'n deel en tyd. Ek byvoorbeeld dan gaan ek nou iets op Instagram post byvoorbeeld, né? Ja. Dan sou daai weer eens, mens het 'n ego, dan gaan ek, yes, baie mense het dit gelike of gecomment, of ek voel goed vir 'n oomblik wat ook al. Maar die challenge is, nie die challenge nie. Jy moet ek dink as jy kan in 'n plek probeer lewe in jouself waar jy jou ego en gees, for lack of better words maybe, in balans kan leef, waar dit reg voel. Ja. Jy weet, waar jy gaan nog steeds, weer eens, ek het vir 'n ruk lank my lewe probeer leef, so 'n paar jaar gelede, het ek gegaan, ek wil egoloos leef. Dit is 'n baie storie vir 'n ander dag. Maar dit klink nou baie net soos 'n statement, maar ek was soos ek het amper paranoïes geraak daaroor, in elk geval, maar toe op 'n dag toe besef ek jy is ook 'n mens in hierdie wêreld met jou wil. En ego het positiewe en negatiewe konnotasies. En as jy dit kan verstaan en met begrip daarvoor kan leef and utilize that part, utilize that drive to do good. Yes, dan kan dit 'n baie powerful ding wees in 'n beautiful manier. En ek dink ek's net verstom om met iemand te kan werk wat nie wat die goed soos gifts uitdeel. Regtig waar. Wat soos vergeet my nie, dink ek as 'n voorbeeld. Jy sê mense gaan dis emosie en dan het jy geslaag. Ek het genuinely hoendervleis gevoel terwyl ek daai movie kyk. En ek kry nie sommer hoendervleis wat nie moved is nie, maar die amazing ding van hoendervleis is, dis nou maar net 'n woord wat ons gebruik. To be moved. It can be music, it can be sport, it can be high art, it can be with conversation met 'n bedelaar langs die straat. Dit kan wees 'n freaking gesprek met jou, iemand wat jou boeke doen, 'n rekenmeester wat moerse generous is. It's a moment of humanity, of connection. En ek het dit so baie gevoel in hierdie vergeet my nie. En weer eens, dit is 'n film vir dis nie 'n film wat probeer iets wees. Dit probeer nie en ek weet nie of ek dit al gesê het nie. Dis 'n mens kan dit noem mainstream of kommersiële appealing film, jy weet. Ja. Maar ek dink baie keer daai is amper 'n woord wat mense gebruik wat iets in 'n boksie probeer plaas. Amper wil ek sê dat as mense gebruik baie keer die woord mainstream en kommersieel
amper as 'n coping mechanism vir hulle self, vir hulle eie goed wat nie noodwendig by so baie mense land of aanklank vind nie. Want ons is vinnig om te sê iets is kommersieel, maar ek dink die bindende faktor is menslikheid. Ja. En die moments wat ons noordvleis kry is moments of menslike connection. En vergeet my nie, is 'n voorbeeld daarvan. Dink jy raak al hoe suiwerder in jou channel daarvan om dit te kan gee? Dink jy in jou craft of 'n manier hoe jy dit doen is want ek weet nie, alles wat ek al van jou gesien het daai menslikheid in dit. Ek het nou baie wishy-washy, maar dis nie ek vra 'n antwoord ons chat sommer. Ek weet nie eens of ek regtig vir jou antwoord het nie, maar ek het nie vir jou 'n vraag gehad. Die enigste ding wat kyk, ek het nie filmskool gedoen nie. So die goeders wat ek geleer het ek myself geleer as kom by filmmaking, nie by acting maar by filmmaking. En die enigste ding wat ek nog altyd kon vertrou is my gut. My gut skuif. Ek kan ook besluit wat my gut vir my sê. Jy weet, dis ook daai ego ding wat inkom. So ek roer dit net weer terug na iets waar ek mee kan identifiseer. So dit is 'n baie moeilike antwoord om vir jou te gee, maar ek gaan nie weet hoe om dit anders te doen as om dit so te doen nie. En ek kan na elke film kan ek regtig sê, as jy vir my vra, Andre, wat het jy in die film geleer? Kan ek vir jou sê wat het ek as mens geleer? Ek kan dit vir jou sê, want ek weet presies wat het gebeur op watter tye. Jy weet, obviously min mense weet, want dis goeders wat jy nie noodwendig verkondig, maar ek het 'n complete breakdown gehad met die vrou. Ek het eendag, het ek my vrou gebel en gesê, I am on my knees, maar dit is 'n ding wat ek en my vrou kon deel, want ek wou dit net met haar deel. Ek het nie gegaan en na iemand toe gegaan en gesê, dis onregverdig, dit werk nie so nie, jy weet, bla 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 nie, ek het my vrou gebel. En daai was 'n moment wat ek en sy baie goed geconnect het. En in daai moment het ek myself evalueer en gegaan, dis nie hoe ek ooit weer my lewe wil wees nie, waar ek nou is nie. Hoekom? So, ek weet nie of dit jou eintlik help nie, maar in elke ding forceer, hoef ek nie dit te forceer, dit actually gebeur net met my, and it just happens. Maar, mens moet ook wees daarvoor. Dis wat ek ook besef het, ek wil net sê, dit is waar ek jou wil applaud, en jou wil commend, is, ek het praat, hierdie podcast is miskien 'n terapie sessie vir my ook, die gedeeltelik, want baie van die goed wat ons doen, kom uit 'n plek waar mens wil heal, en ek praat baie keer oor, ek was moeite insecure op hoërskool, my ouers het geskei net voor ek snaar 6 was, ek het hier moes insecure gegaan en wat wil ek nou gesê het is, gaan nou my train of thought, excuse, jy was besig om te sê, ek het nou moes wat het jy nou net gesê? Net wat ek letterlik in elke film van het dankie, is, ek was toe op 'n plek, kom ek sê, whatever, toe ek 15 was, waar as kritiek my kant toe kom, het ek dit afgebons met 'n shield, want ek was nie gereed om dit te absorb en te verwerk en dit om te draai en dit te internalize nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Ja. So mens moet, en toe het ek geleer en gegroei en ouer geword, en toe eers later in my lewe, ek bedoel, ons is nie lekker om kritiek te kry nie. Kritiek is dalk 'n sterk woord. Ek bedoel net, ek was in 'n manier immoldable. Sê maar op 17 of 15 het ek iets sou gebeur het en ek sou net al hoe tighter wees in wat ek het om aan vas te hou. Ja. But when you maybe get fuller in yourself with life and security and who you are and more comfort and you can be generous, then when something comes your way, jy kan nog steeds jou ruggraat sterk hou, maar jy het 'n sagter bors, so jy kan dit inneem. Ja. En die ding is, as jy te proud was, te stubborn was, jy kon al daai lesse afgebons het, niks geleer het nie. Yes, ek kon. En daar was baie geleenthede vir my om so te reageer en so op te tree. En daar was 10-1 plekke gewees, as ek nou moet terugdink, wat ek 10-1 dit nie so gehanteer het, wat ek completely, maar ons, wat ek weer sê, ek is mens, ek acknowledge dit elke keer, ek is mens met my foute, maar 'n groot persentasie van 'n kere het ek gegaan, just think about this for 10 seconds. Waar is die approach? Waar is die ding? En ek dink jy kan met enigiemand praat wat al met my gewerk het, dat dis nog altyd my approach. Ek het
ek het baie sagter begin raak, snaaks. My 30s, ek bedoel, as ek nou dink, as ek hierdie films maak in my 20's, ek was nooit in my lewe reg gewees nie, maar nou, ek dink ek sal elke 10 jaar dit vir myself sê, maar omdat ek so vinnig baie films gemaak het in so kort tyd, dis of alles net so gesqueeze het, en hoe dit gebeur het, dat alles gewerk het op die regte tyd. Ek dink jy gaan aanhou en ek wil dit was geen garanties nie, maar ek wil dit spreek daai kant, want ek dink jy gaan aanhou groot gifts vir mense gee, want jou currency is eerlikheid, en eerlikheid gaan nie uit die mode uit nie. Verstaan jy, mense gaan jou goed kyk, en hulle gaan ietsie optel, en hulle gaan energie daai kant toe stoot, of dit nou is, asseblief vra sê, laat Andre die movie direct, of ons wil graag met Andre chat, of ek wil graag sy advies vra, en dis hoekom, ons het vroeër so gepraat, of dit nou is mentorfiguur, of adviseer op sekere, wat ook al, platforms, of feeste, of wat ook al, die regte goed gaan kom op die regte tyd, because you're honest, you're open to learning, and because you really care. Jy weet, ek het nog een keer met jou selfs 'n gesprek gehad oor werk. Ons noem dit nou werk, want dit is wat ons doen, maar dit is op die einde communication, né? Soos ek het onlangs iets nice gehoor, wat ek nou ook sommer vir myself apply. 'n ou met die naam Peppy Mare, hy het soos 'n ad agency, by Joe Public. Ek het eendag hom gepraat, toe sê hy is in die business of human connection. En dit was my so nice manier van praat, want ek wil baie keer om te sê, mense, ek dink baie keer as jy sê is in die kunste, vir my, dis miskien my eie, of dit nou insecurities of wat ook al, vir my voel dit my plaas van meer in 'n boksie, vir my is dit weer, hy's arty-farty, all about the soft, verstaan jy, en ek wil nie so wees nie, ek het 'n ma wat, jy weet, skepend kreatief is, en ek het 'n pa wat ook skepend kreatief is, maar dit is in verskillende maniere. My pa se is meer besigheidsgeoriënteerd, my ma se is meer, miskien 'n uitvoerende kunste, wat ook uit wil noem georiënteerd, en ek het respek vir beide. So ek hou van daai, en dis hoekom jy het my, wat ek vroeër gesê het, jy verstaan die verskillende hoede, soos jy verstaan in the business of human connection. It's not just, I'm misunderstood Picasso in my eie flat, wat, jy weet, die hele dag drink en my goed staan het, en ek deel dit nie met die wêreld nie. There's no issue with that. Ek was al op so maniere so gewees, en ek het al misunderstood gevoel, maar die deel met die wêreld, dit is die ding. Jy weet wat ek bedoel, die talent, the gift is beautiful, but giving it is the beauty. Skus, ek gaan nou op 'n hele tangent. Nee, glad nie. Ek dink die rede hoekom ons so lekker oor dit praat is want ons verstaan dit en gewoonlik as jy met ander mense daaroor praat, kan dit baie egosentries oorkom. Want ons dink ons is die enigste mense wat dit kan give en wat kan gee. Maar soos jy sê, jou pa doen dit op sy manier, jou ma doen dit op haar manier. Jy moet dit net acknowledge en dit raak sien, en daar sal baie meer geleenthede vir jou oopmaak om dit te kan doen. Jy moet net weet wat dit is en waar dit is. En ek neem heeltemal saam met jou. En mense gee op verskillende maniere. Dit beteken nie, en daar's geen van my wat beteken een is meer as belangrik as die ander nie. Dis net, of dit nou 'n calling is, of dit is jou skill set of gift set, of jou spirit het ook al, dis net so amazing vir my, dis net so gift vir my wat ek receive, nie, dit maak nie my 'n amazing giver nie, receive, as ek kom ons vat iets wat nie noodwendig publicized of bemark word nie, as ek na die checkers af in die straat gaan, en ek praat met die persoon, die ontvangsdame of iets agter die counter, en hulle kyk my met 'n groot smile, met warmte, en sê vir my, ietsie moer so nice, of sê vir my, dit is so lekker om jy weer te sien, en wat ook al, you know, whatever. It's all just different mediums. Of ek praat met iemand oor 'n e-mail, wat my text doen, en hulle is moer so nice. En ek weet hulle hoef nie nou nice te gewees het nie. Maar hulle is nice. Dis alles klein gifts of dis alles generosity of spirit. Jy weet die pakkies is verskillend. Die een is die een omdat dit 'n movie is, of die een omdat dit op die sportveld is, of die een omdat dit in die freaking onderwyser is, of die een wat petroljoggie is, of een. It's just different details. You can choose how you approach it. Jy weet wat ek bedoel. Okay. Ek het baie keer gesprekke met mense wat nog voel hulle
leef in die apartheidsera en ek raak verskriklik omgekrap as ek baie keer sulke gesprekke het met mense. En dan sê ek vir hulle, die minuut wat ek en jy na mense kyk, ons kyk in hulle oë en ons hanteer hulle soos mense, en ons acknowledge dat hoe hulle op daai oomblik voel, is 'n manier wat hulle self express, en jy voel op daai manier dat jy jouself express en jy kan dit verstaan. As ons net mekaar kan verstaan, gaan ons mekaar kan tolerate. En dit is baie keer baie sad om in sulke gesprekke met mense aan te gaan, en dit gaan nog steeds oor dit en apartheid en goed. So ek verstaan al die goedjies. Die minuut dat ek en jy langs mekaar staan en ons acknowledge dat ek en jou ook, ek en jy en my ook, en ons sien daar's siele daarso. Daar's iets met emosie. Dan gaan jy baie begin tolerate en baie meer verstaan, en dan gaan jou gift baie beter raak. Dis Andre, jy is so right on it. Ek is so bly ons is so op dieselfde wavelength hierso. Ek sien presies nie dit voel vir my baie keer die rykste mense, en ek praat nou nie van monetêr nie, ek praat nou van voel die rykste mense is mense wat ander mense in die oë kan kyk en hulle siele kan raak sien. Because you're open to that receiving and giving. It's not about giving, it's not about receiving, it's about the flow. It's a sharing process. Ek so saam met jou. Ek gaan nou so bietjie want ons het nou, ek love dit ons het so min oor vergeet my nie gepraat het, maar ek dink julle sal dit vergeet nie. Nee, hulle sal nie. So nou wil ek wil nog 'n laaste ding oor vergeet my nie sê. Of vra, maar voor ons daar kom wil ek net, ek wil baie vinnig net 'n paar goed touch, omdat ek as persoon geïnteresseerd is. Ja, Jy het gesê was baie by verskillende skole. Jy het geswat, né? Ja. En wat het jy geswat? So, ek het eers in die sport ja, want jy was 'n personal trainer op 'n stadium. Ja, ek was 'n personal trainer gewees en ek het personal training gedoen. Dis eintlik so 'n crazy storie. Ek weet nie of jy genoeg data het op jou laptop. Mense download dit en dan het hulle dit klaar. Maak nie saak, jy kan maar praat, dis fine. Dis weird. Toe ek en my ma saam gebly het en ons het die hele ding gehad van survival en daai goeters. Toe ek op 'n stadium vir gesê ek gaan nou iets vir my doen. Vir Andrei iets doen. En ek het vir gesê ek wil Londen toe gaan. Ek wil myself net distansieer en dit was 'n baie moeilike besluit want ek los my ma net so in Suid-Afrika. Bly alleen, al daai gaan en ek het vir gesê ek dink daai tyd sy nog by my tannie gebly in die kamer en daai goedjies. En ek sê vir ek gaan Londen toe gaan. En ek het toe die ding gereël dat die vrou wat my travel agent is, sy het sommer gesê ek gee vir jou die geld om oor te gaan, maar jy bly in my seun se huis en jy betaal om terug. Wow. En ek onthou ek het net met £400 oorgegaan in my sak. Selfs soos wat Madeleine hulle oorgegaan het, daai hele ding. Dis nou die karakters in vergeet my. Die karakters in vergeet my, ekskuus. Nee, En ek het vir gesê ek wil dit net gaan doen. I need to go there. En toe het ek al die personal training kwalifikasie agter my. En toe het ek Londen toe gegaan op my eie en in hotelle gewerk by gyms en ek het 2 werk op die stadium gehad. Ek doen 12 ure sekuriteit en dan direk daarna doen ek so 'n personal training. Jy kyk as jy jonk is dan overcompensate jy vir alles. Jy weet jy sien die ponde en jy sien en ons het gekuier. Kyk, ek dink ek het myself ek het 'n nuwe wêreld daar ontdek in Londen wat ek nie geweet het bestaan nie. Maar ewe skielik is my thought process heeltemal waar ek in iemand se wêreld alles was, want dit was net die twee van ons. Nou is ek in 'n wêreld wat ek absoluut niks is nie. Maar daar's honderde duisende mense reg rondom jou. So jy kan dit inkleer nes jy wil. Ek kan inkleer as ek wil en daai sense of freedom het my so ek het daardeur gegaan en personal training gedoen en alles en toe het ek was jy in goeie shape en al daai? Yes, ek weet dit is nie nou so nee, jy is in goeie shape. Nee. Jy lyk actually in goeie shape, maar ek praat nou van jy was toe 'n freaking rip daai. Ek het 'n six-pack gehad en ek was alles goed. Was jy op sport op skool en daai tipe van dinge? Ja, rugby, cricket, squash. Ja nee, ek was nogal redelik en dis ons gaan op tafeltennis game nog aan speel. Ek is reg vir jou. Ons het maar 'n podcast 2, ons kan follow up na vergeet my nie. Ja. En ruk na dan doen ons in retrospect oor die syfers en hoe dit ontvang is en alles dan ons tafeltennis. Dit sou great wees. Maar gaan aan okay. En toe het ek 'n meisie ontmoet in Londen wat baie intaai met vergeet my nie want is op toeval want ek het haar ontmoet in 'n Australiese pub. What's the odds? But wel die odds is groot, maar you know it was Suid-Afrikaner. Ja, Suid-Afrikaanse girl. En toe ek klaar is met Londen, toe sê ek vir haar wel, weet jy wat, ek gaan nie terug Kaap toe nie. Ek gaan ek kom Pretoria toe want jy bly in Pretoria.
En as ek nie daai skuif gemaak het nie, want dis weer alles in my wou Pretoria toe kom. Regtig. En ek sou nooit in my lewe drama gedoen het, was nie vir daai skuif nie. Want ek het toe personal training gedoen, want ek het sommer daarvan afgekom en toe eendag is die dame voor my, sy sê sy wil graag personal training hê en ek het haar personal training gegee. Ek het geweet sy het in 7de laan geact, maar dit was nie en toe sê sy vir my eendag, maar sy het nie meer genoeg geld nie. Wat van sy gee vir my drama klas en ek gee vir haar personal training. En yes, what a lifelong investment. Ja. En ek het dit gedoen en die eerste aand wat ek vir haar opgetree het op 'n verhoog 6 maande later. The rest is history. Wie was dit? Shireen Swart. Sy is mos so 'n jaar terug oorlede aan My so die toeval wat net daarin was, het ek so mee identifiseer met Vergeet my nie toe ek dit lees, want ek was in Londen gewees en alles wat in toeval is dat sy in die huis instap en hy is daar en dat ek in Suid-Afrika toe kom en so die emosionele connection was deur al daai goedjies in jou lewe. Mens moet 'n emosionele connection vind, né? Ja. Anders gaan jy sukkel om en okay, so en wat jy vir jou nie ontmoet, jou vrou. Dit is nou waar dit nou even weirder raak, want exactly. Shireen sê toe vir my, ek is in my 4de jaar, ek dink ons praat van, ek dink dit was 2009, toe sê sy vir my, sy wil ek moet begin 'n klas gee, omdat ek al daai tyd wou directing doen, en ek het al met akteurs gewerk, om seker te maak, jy weet hoe om met hulle te praat, en so aan. Toe sê sy, hier kom nuwe mense van Tikkies in, hulle het 3 jaar drama gedoen by Tikkies, en hulle wil nou TV en film doen by my, ek wil net hê, jy moet hulle oriënteer met film, so hulle kom aan, hulle gaan hulle eie teks bring, en dan hardloop jy met hulle die ropes, en ek sal vir jou iemand gee, om mee te werk vir die aand, en die heel eerste persoon was, Jonita de Villiers. Wie nou jou vrou is. Wat nou my vrou is. Which is so toeval. En as jy dit nou vir die mense vertel, en kyk, vergeet my nie, gaan hulle vergeet my nie in 'n hele ander lig sien. Maar dis ek so bly, ek so bly hierdie goed kom uit. Hierdie is al wat ek net dink is, yes, as jy nou, ek wil nou geniet en share. Ek het eers gedink, ek wil hierdie ding volgende week uitkry, maar mense nou eers, maar ek wil hierdie ding so gou as moontlik hê mense moet dit kan luister. Want dit gaan jy die movie laat kyk, en ek dink dit gaan mens wil dat die movie kyk, en jy gaan so 'n ander, met soveel meer diepte, die ding kan begryp. As jy 'n moment van eerlikheid voel, gaan jy gaan, yes, daai is die director, daai is 'n ervaring wat die director gehad het. Of die skrywer ook, of die marriage van hulle twee, hoe hulle saam punte van eerlikheid saam sien, wat ek nou ervaar. En maybe is dit ietsie wat hulle bietjie lekkerder laat voel in hulle lewe, of bietjie minder alleen laat voel in hulle lewe. Maar, okay, nou het ek vir jou 'n vraag. Voordat ons nou kan afsluit, dan kan ons nog 'n koffie drink as ons wil. By the way, it is amazing. Ek begin al klaar dink hoe ek dit nou op Instagram en Facebook gaan skryf. Hoe gaan ek skryf? Hoe gaan ek justice doen aan die content? Hoe beautiful dit is. First exclusive. Ja, exactly. First exclusive. Maar ek sal met jou praat en ek wil actually sê daarin, maar ek wil sal eers jou blessing vra. Want ek wil sê eintlik iets van, maar ons hoef dit nie so te stel as jy nie gemaklik is om nie, maar ek wil amper iets sê van hoe jy kan terugkyk met die beauty van om 12 ure te wag in die kar. Jy weet, daai tipe van ding, 12 ure te wag van terwyl jou ma hard werk by korrektiewe dienste. En jou verbeelding begin kweek. Van daar af, deur personal training tot vandag 'n movie in cinemas hê. Gaan luister jy nou, jy gaan na die movie Vergeet my nie, wat vandag in teaters is, in die hele manier. I want to because at the end of the day, these are products, but we all come with our own inner emotional story, and emotions are all connected. Ons almal ervaar soms doubt, ons almal ervaar soms joy, hopelik, ons almal ervaar soms freaking insecurity, jealousy, existential angst, I don't know. Ja, ek dink die ironie van die wêreld is dat as jy my sou op straat ontmoet of wat gaan, dit kan nie wees nie. I mean, is mos nie dat jy met iemand praat en sê hierdie is wat alles al in my lewe gebeur het nie. Nou we can share it nie. Ek is nie daai ou wat dit goed share met mense nie.
Ek is sê baie introvert in daai opsig van, maar weer eens, dit is weird toe ek hiernatoe gekom het, ek het voor die tyd geweet ek gaan met jou oor praat, but everything just pulled me towards saying this. Dis weird. Ek het nie It's eers, amazing. want ek het ons gaan net oor vergeet met die praat en alles en ek het net gegaan. Dis weird dat ek nou reg is om oor sulke goeders te praat, want ons is in 'n bedryf wat very judgmental baie keer kan raak. Ek dink in enige bedryf so. Maar as die mense meer gaan verstaan deur wat thought process ons daagliks deurgaan en ons gaan net soveel struggles soos hulle deurgaan, dan is daar 'n meer 'n humanity of a humane approach tot dit. En dis wat jy nou sê, ons het nou gepraat oor die reviews wat uitkom, mense wat kritiek gee oor films en alles. Partykeer wil mens dit gaan as jy net 'n ander approach kan dink teenoor hoekom hierdie film gemaak is, dan sal jy jou review miskien ook anders te lees. Jy sal 'n anderste approach hê tot hoekom dit gemaak is, en jy's reg, baie keer is goeie so oppervlakkig dat hulle nie eers sien die gems in 'n film nie, byvoorbeeld nie. En dis ek wil net gou voor ek vergeet van wat ek het nou net daaraan gedink. Van al my films wat ek gemaak het, was daar net een keer wat ek gegaan het, nou verstaan ek regtig wat 'n impak 'n film kan maak. Ek het Knysna gemaak, en toe so 6 maande na Knysna uit is, toe kry ek so 'n videoetjie van, ek dink dit was Morne de Tooi wat vir my geforward het, van iemand anders af. Toe is dit 'n meisietjie, maar dis so emotional. Dit is 'n meisietjie, sy was 5 jaar gewees, en sy was terminaal kanker. En die dag voor sy ingegaan het vir nog 'n operasie in George, toe sê sy van waar haar wens is, sy wil na al die locations toe gaan van Knysna. Oh my gosh. Sure. Dan dink jy by jouself, Yes. dit is dit. Ja. So 'n klein dingetjie, wow. En ek raak altyd emosioneel as ek daaroor praat, want sjoe, daai kind het my geruk. Ja. Dat is dit jou enigste wens is. Nou dis 'n baie klein wens vir 'n kind, maar om te dink dit is al Ja, exactly. Dis vir die grootste, dis vir die ultimate, dis vir die beautifulste. Waar sy die gelukkigste sal wees Wow. op daai oomblik. En toe is almal van videoetjies gestuur en sjoe, my hart gebreek. Wow. Die ironie in dit is dat mense nie gaan, wat 'n film het die meeste impak gehad in mense, dan sal mense gaan, ja, dit is 'n drama, dit moet raai so kind wees op die vrou. Dit was Knysna geweest. It was right in front of me all the time. All the time. Altyd. Dink jy myself, ek het soveel tyd by die locations wat hulle toe gevat het by die Rooibrug en alles. Het jy ooit mense al Ja, hulle het dan gevat. Sy het hulle die hele trippie gedoen deur Knysna. Wie's hulle? Weet jy wie? Haar ouers. So sy het die hele trippie vir hulle gevat en hulle gewys en ek het vir hulle gesê waar elkeen is. En ek het gesê, hierso is ek het almal sê asseblief stuur net 'n video as jy in die karakter en sê vir geniet Knysna, geniet. Ag, maar dis so cool, Andre, dat jy dit gedoen het. En dan sit en dink ek terug, as ek nou moet dink aan, toe ek in 1997, 98 daar gesit het en ek het gewonder, op daai location, hoekom het my ouers kyk, wat gaan aan? Ek bly by my beste vriend se huis, ek bly nie eers by my ouers se huis nie, ek bly in 'n vriend se huis, want there is no home. En ek dink myself, dit is die rede. Dis hoekom ek daar gesit het, op daai tyd, by die heads, by die dit, en dan gaan jy, 'n klein kind, van so ouderdom, en jy sal nie glo wat impak ek in my lewe gehad het. Is insane. Yes, dit laat mens wonder, nee. Ja. Of of al die uitdagende tye nie eintlik maar 'n rede het nie. Dit is, ek sien dit so, en dit het my persepsie verander van myself, in die sens van, it's not about you, disconnect yourself van,
almal het hulle beste gedoen op daai tyd toe dit gebeur het. En toe ek begin dink, Jesus, maar hoe moes my ma byvoorbeeld gevoel het, of hoe moes my broer gevoel het, of enige iemand wat betrokke was by my, wat ek miskien dalk lelik mee was, het ek nie eers geweet het hoekom ek met hulle lelik was, oor daai tyd, want dit is hoe ek dit daai tyd perceive het. So, dit is weird, so van al die films, sal ek daai moment nooit vergeet, en dit het my gaan, ek hoef nie van almal te weet wat sulke goedjies uit 'n film uit kry nie, maar moet nooit iets soos 'n romcom onderskat, omdat jy dink dit beteken niks vir jou nie. Exactly. Want dit maak 'n groot verskil in iemand anders se lewe. En ek dink sodra jy daai approach het, sal jy na 'n film kyk, argwys dan as jy nou 'n reviewer is, of as jy net 'n doodnormale persoon is wat dit view, pasop om te vinnig te gaan, ja maar dit of ja maar dit nie. Daar's mense daar buite wat baie seer het. En wat nie noodwendig op soek is na die mees obskure, dysfunctional storie, wat hulle dalk gaan, kom ek stel dit anders, wat dalk net mooi op daai oomblik 'n stukkie suiwere hoop kort. Iets wat hulle regtig actually kan laat beter voel. En ek dink dat wat ook al reviews, vergeet my nie kry is irrelevant. Dis moeilik om dit gaan, ons het vir Skemerson, het daar een resensie uitgekom. Die resensie se titel, is dit 'n stukkie glas? Of wat is dit? Ja, ek mag dalk my laaste woorde gesê het nou in die wêreld. Het daar glas uit die ding uitgekom? Dis 'n klein stukkie glas. Daar binne. Ekskuus, André. My donder. Dis 'n moerse stuk glas. Waar kom dit vandaan? Hierdie was in die kas. Ek hoop is 'n goeie sign. Dit is 'n baie ominous ding. Dit is 'n baie ominous ding om te gebeur, maar hey, ons het net die waarheid gepraat, so as dit my laaste woorde is, going out with a bang, hè? Going out cutting. Wat sê is 'n and cut. Nee, hier is 'n massive stuk glas in my hand op die oomblik, of 'n redelike stuk glas, en dit is 'n glas in die bottom gewees van die glas. Wat ek vir jou aangebied het, ek's regtig jammer, Andre. Ek het die glas uit die kas uitgehaal. Dit was so as ek begin nie lekker voel nie, dan weet ons, dis definitief dit, ons kan tot daar. Wel, hierdie podcast het so baie gedeel, dit was soos jou magnum opus, first exclusive, nee, the life and death of Andre Velds. Ek's genuinely jammer dat hierdie gebeur. Ja man, ja. Sorry, ek weet nie waar dit vandaan kom nie, dit was nou 'n stuk toeval uit die, maybe is dit ook een of ander boodskap van bo, who knows, maar dit is nou weer. Maar wat ek wou gesê het, is dat, hierdie stuk glas my nou helemaal op van. Dit is myne ook, ek moet vir jou sê, ek gaan nou gaan. Het jy nou 'n stuk, ja? Nee, ek is 'n klein stukkie meer. Ja, sorry. Maar gelukkig speel ek met die water in my mond, so ek dink dis die eerste een wat ek regtig gevoel het. Ek moet sê altyd Okay. Ons hoop so. Ek's bly. Wel, ek weet van ons anders in Simonsberg wat glas geëet het. Ja. So ek dink jy sal okay wees. Ek vond dit baie sleg dat ons as ek bied vir 'n glas water aan, regtig waar, 'n glas water en dan se kry 'n stuk glas in. Maar anyways, maybe is daar een of ander metaforiese beauty in dit ook, who knows. Maar in elk geval, yes, André, dit is ek wil vir gevra het hoe lyk jou volgende jaar, waarvoor hoop jy en sulke goed, maar ek voel daai goed gaan van homself praat. Ek wil amper hierdie nou. Ek voel ons het op so beautiful, hierdie het begin by vergeet my nie, en soveel dieper gegaan, na verskeie, jy het gepraat, nie asof jy oor jou praat, jy het gepraat asof jy oor die waarheid praat, asof jy oor eerlikheid praat, asof jy oor mensdom praat, asof jy oor menslikheid en vulnerability praat, so hierdie is eintlik, dis jy, maar jy is eintlik 'n spreekbuis vir mense, so, en dis wat vir my beautiful is van die podcast, en van daar wil ek nie gaan, hoe lyk jou volgende jaar, wat is jou volgende projek, wat wil jy nou doen, wat ook al, daai gaan kom, soos dit moet kom. Jy weet wat ek bedoel? Ja.
daai gaan, hierdie moet nou, dis net een ding wat ek wil sê, is, die reviews, dis nou, hier kom dit nou, as iemand kan voel, 'n stukkie van die hoendervleis, my maat lank, ek weet, sy sal nie omgee dat ek dit sê nie, sy is iemand met baie gesofistikeerde smaak, ek weet nie van iemand, baie mense beskou hulle self as, jy weet, Afrikaans intellectuals, of net Engels intellectual, of Amerikaans, my ma sal nie sê sy is intellectual nie, maar ek weet nie van iemand met 'n meer sophisticated, byvoorbeeld, wat meer sophisticated belese is as sy, jy like, sy is op 'n heeltemal ander level, né? En, but she'll never say it herself, she is it. En sy het langs my gesit in die film by die screening, en sy het trane in haar oë gehad, sy het gehuil, en ek seker sy het al gehuil in baie movies, wat baie critical acclaim al gekry het, jy weet, wat sy nie gehuil het nie. Because I could see, she could see past the reviews, en ons sê nie hierdie, ons laat dit nou klink as op baie slegte reviews is, ons het weet van een review, wat eintlik nogal 'n nice review was, maar dit was nie net positief nie, dit was al 'n mix, jy weet, en, op Skemerson het ons een review gehad wat gesê het, for the tearful and the fearful, en dit een of haar ster, hoeveelheid sterre gekry, wat disaster is. Maar op 'n ander review het dit 4 uit 5 gegee en gesê, it's deeply haunting, beautiful film. Vir my is, en ek seker vir my ma het gesê, nou kan ek op die podcast ook sê, sy het gesê, dit is een van die romantieste films wat sy al ooit gesien het. Ja, dis great. Sy het in die movie langs my gesit, en sy het gegaan, en ek kry nou hoendervleis wat ek het sê, want ek weet die emotion is pure. I almost want to say, fuck the genre, fuck the boxies, fuck the, it must be this, fuck the ego, the emotion is pure, and that dogtertjie, wat nice na sy locations wat besoek het, sy gee nie 'n fok om oor boksies en resensies, sy gee om oor die emosie, wat al voel. En ek kon dit voel, en ek voel nou die hoendervleis, en ek het in daai film gesit, en ek het nie gekyk, in enige, want maklik met kan ons gaan, die oomblik wat jy hoor romance, dink jy cheesy. Ek gee nie fok om nie. Ek het in 'n movie gesit en ek het hoendervleis gevoel because I knew the seeds were planted in something that's real. En dit het van jou afgekom, jy was 'n channel of jy het dit aangestuur van die director af, van die skrywer af en vir ons gegee. En ek hoop dit word so received deur mense. So ek wil vir jou sê, it's irrelevant. Dit is irrelevant. Van ons mense met kanker al buite wat dalk iets anders vat. Ek gebruik dit as 'n voorbeeld, but there's people out there vir wie dit iets gaan beteken. So if you, ek leer baie by Anneke my meisie oor soos transcending iets, iets wat jou nou dalk pla, wat ook al, if you can transcend it, as jy hier kan wegstap met hierdie weird freaking moment met die glas wat nou in die glas was, maar kan wegstap, wat jy ook voel, jy's bly het geshare, want ek waardeer dit so mooi as jy geshare het, jy kan gaan, ons het nou ook met my suster oor die foon gechat, dat jy kan besef, jessie, dit is it's going to land where it should land. And how it should land. And screw the rest. And not about, maybe the reviewer is an awesome person. It's not even about that. Het gaan nie eers oor hulle nie. Dit gaan nie eers oor hulle nie. It's going to do what it does in the right places. Ek weet dat dit al van my en aan my so awesome laat voel. So connected, so hoendervleis. That feeling of connectedness and belonging and we're all in this human life together. En jy plan daar goed in jou movies, en dit gaan, as het, ongeag van hoeveel regmerkies, sterre, mooi woorde in koerante dit kry, wat ook al, mense gaan daarmee resonate, en daai resonation is die 10 sterre, is meer as dit. Dis die voete in elk geval wat ek na dit kry, wat families op Valentine's af, jy weet, even volgende jaar Valentine's aand, kyk die girl en hulle ou dit saam op, kyk net, and it starts all over again, jy weet, op 'n vliegtuig op pad Londen toe, it all starts all over again, so, dit het 'n reset button vir jare nog, as dit sin maak. Nou, presies sin, en daar is 'n gift wat jy gegee het, en dit is vandag, al die goed waar ek en ander praat, is nou in cinemas, vandag. Ek gaan die ding nou, want dan kan ons jou kry voor die verkeer uit. Ek gaan dit nou deurluister, maar ek dink hierdie is die eerste episode waarna ek niks gaan edit nie, want ek dink die sound gaan lekker wees. Ek gaan 'n intro voor dit sit, en ek gaan hom, behalwe as jy voel, ek gaan vir jou kans gee, totdat as jy wil terugry en jy voel, jy wil hierdie verander, ook as jy meer as welkom, maar hy is vir my amper een van die mooistes nog, van is raw, dis eerlik, en die tone, dit wat het is presies die tipe goed waar ons gepraat het.
Ja. oor eerlikheid en maybe is wel iemand anders wat net hierdie gesprek gekort het op 'n Vrydagmiddag. Exactly. Ek sit in die verkeer terug Joburg toe. Hy's actually langs my en hy kom hier agter net. Ek sê vir jou dankie regtig. Dit was lekker geweest. Ek het altyd gewonder hoe gaan ek het geweet ek gaan een of ander tyd goeders moet deel uit my eie ervaring uit en vandag was definitief 'n goeie begin geweest. Dit was 'n awesome begin. Ek is so bly dat jy kom share en ja, jy gebruik die woord moet en is interesting want moet voel baie keer so 'n verpligting, maar moet kan ook wees soos I need to do it now. Ja. You know, it's that double thing. It's like moet maar ek vermoed wat jy bedoel is nie verpligting as in you need to do it. Iemand het gesê Nee. dit moet as in you can feel it's right now. Ja. And now you need to should do it. You must do it. En jy net ek is 'n mens. Exactly. Jy weet die film dis weer baie keer dink mense die film moet volmaak wees maar dit word uit juist daai ding wat jou human gemaak. Dis uit Presies. so Hoe weird is Ja. dit? Die ding wat op die einde produk is wat jy dink oor is net as jy die goedjies alles losmaak, die rou bestaan, dit is alles net stukkies human. Ja. Hier stukkies humanity. Ja. En dis hoekom as ek ietsie skryf oor die podcast, nou gaan daai sit. Dit gaan nie 'n haatsaal wees of vergeet my nie. Dit gaan die content wees waarna ons praat en die subnote gaan wees vergeet my nie eens vandag. Ja. Because we're dealing with humanity here. We're dealing with hierdie podcast asof nog 'n voorbeeld, die movie is nog 'n voorbeeld. It's for everyone. It's not Ja. you know, so dankie. Dit was epic. Dit was awesome. Ek dink ons moet nou nog een koffietjie onder drink. Ek gaan eers check in die mug Ja. of wanneer 'n stuk keramiek of 'n stuk glas is, né? Ek dink net vir ander mense wat hier toe kom, maar net seker hulle gaan leef. Jy kan hoor. Daai is 'n hele spike op die ding wat die klank van hierdie stuk glas maak. Anyways, ek's bly jy het oorleef en Andrei, all the best met die movie. Ek hou duim vas daarvoor. Irrespective, ek weet duim vas staan nie. It's going to land where it's going to land. And it's going to land how it's going to land. And there is going to people, there might be people who say for the tearful and the fearful. Let them say that. And there are going to be people, jy weet, wat die locations wil kom kyk. Ja. If that makes sense. Ja. Ek So, hoop so. gaan check die movie met al hierdie in gedagte. Gaan check dit sommer hierdie naweek. Vergeet my nie, dis nou in cinemas. Ek dink is basically landwyd. Awesome. Dit was baie lekker, dankie. Dankie dat jy hier is.